Goeiemôre aan almal en baie welkom by die volgende uitsending hier by ons as gemeente NG Kempton Park Oos. Geliefdes, ons hoop julle bly warm. Dit het die afgelope ruk ewe skielik vinnig koud geraak, maar seën vir julle daar ook so die pad vorentoe. Ek deel graag net een afkondiging. Ons bazaar vir die jaar is die 29ste Augustus en ons beplan om lekker groot te gaan en klomp nuwe dinge te implementeer en die lys gaan aan. So indien enige een van julle op een of ander manier betrokke sal wil raak, sal wil uithelp dalk op die dag, geliefdes, julle kan gerus vir my 'n boodskap stuur en die van julle wat dalk nou nie my nommer het nie, heel aan die einde van die erediens, nadat Dominee Braam of ek die seën uitgespreek het, verskyn al so witterige skerm, daarop is my kontakbesonderhede as ook die kerkkantoor en Dominee Braam. So geliefdes, as julle dink julle sal graag wil uithelp, as dit dalk met 'n paar pannekoeke maak is, of jaffles, of by die koekiestafel, wat ook al die geval mag wees, stuur vir my 'n boodskap en dan kan ons dit daar verder vat. Maar geliefdes, dit ons afkondigings. Ek begin deur vir ons 'n wotum te lees en dan nadat ek die gedeelte gelees het, gaan ek 'n oomblik van stilte gee. Ag my Here, my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. Ek gee 'n oomblik van stilte. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, God die Seun en die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, ons sukkel om te begryp dat dit al Junie is. Soveel van die jaar is al agter ons en dit voel asof daar soveel is wat ons nog nie gedoen het nie, moes aandag aangegee, die lys gaan aan. Here, dit is moeilik vir ons om by te bly by die gejaagdheid en die chaos van daar buite. Baie kere verloor ons onsself. Ons verloor dit waarvoor ons lief is, dit wat vir ons werklik belangrik is. En ons wil eerlik wees en vandag vir U sê, Here, baie kere is dit U. Baie kere sukkel ons so om kop bo water te bly, met al die verantwoordelikhede en die verpligtinge van daar buite, dat ons vergeet om net stil te word by U, by U voete te gaan sit en net te fokus op U liefde, U versorging en U vertroosting. Ons vra asseblief, Here, dat ons nooit sal vergeet van wat werklik vir ons belangrik is nie. En dit is ons verhouding met U, wat dit beteken om U kind te wees en 'n verskil te maak in hierdie wêreld van vandag. Here, baie kere aanskou ons ook dit wat in hierdie wêreld gebeur as onmoontlik. Dat ons nie deurbraak kan maak nie. En baie kere projekteer ons dit op U. Ons vra asseblief, Here, dat die Gees wat 'n vaste woning in ons gekry het, dat dit ons oë sal kom oopmaak tot die waarheid. Soos die gedeelte wat ek gelees het in die wotum, Here, niks is vir U onmoontlik nie. Help asseblief dat daardie waarheid sal deurdring tot ons harte. Dat dit nie net iets sal wees wat ons sê nie, maar dat ons dit sal uitleef. Dat ons vertroue in U sal plaas. Ten volle in U en U beloftes glo en altyd sal hoop op dit wat U vir ons gegee het. Here, wees asseblief met elkeen vandag wie inskakel. U ken elkeen van ons se pyne, ons bekommernisse. Hou ons vas deur dit alles. En laat ons sal weet, my Here, U is lief vir ons. U sal ons nie alleen laat nie. En laat ons lewe asseblief 'n bevestiging van dit sal wees. Ons dankie en ons loof U heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag gaan uit Genesis 18 kom, van vers 1 tot en met 15, maar ons gaan eers bietjie later in die erediens saam daar kyk.
Elkeen van ons het al op een of ander stadium in ons lewe iemand onderskat, waar ons van die absolute oortuiging was, maar daardie persoon of daardie groep, wat ook al die geval mag wees, is net nie in staat om 'n sekere taak te verrig nie. Waar ons, volgens ons eie insigte, die besluit gemaak het, maar hulle vermoëns voldoen nie aan dit wat nodig is nie. Ek deel graag 'n paar voorbeelde. Op laerskool was ek nogal 'n aktiewe kind gewees. Ek was baie lief vir klomp verskillende sportsoorte, maar atletiek het 'n baie spesiale plek in my hart gehad. En as ek nou eerlik mag wees, sonder om my beel te veel te blaas, was ek goed in 'n hele paar items. Een van hulle was hoogspring gewees. Ag geliefdes, ek moet eerlik wees, dit was nie so te sê oor talent alleen nie, maar eerder omdat ek 'n kop langer was as enige van my ander maatjies. Ek was baie lank vir my ouderdom gewees. En elke keer as ek atletiek gedoen het of deelgeneem het teen ander skole, was daar altyd, en ek meen altyd, geen nie om wat 'n skool nie, was daar so 'n ou kort mannetjie gewees teen wie ek deelgeneem het. En elke keer, voordat ons nou gaan deelneem, ons is besig om op te warm, die administrasie klaar te kry en al daai tipe dinge, elke liewe keer het ek hierdie ou kort mannetjie so, verskoon die Engels, uitgecheck van kop tot toon. En my reaksie was altyd dieselfde gewees. Maatjie, is jy nie by die verkeerde aktiwiteit nie? Moet jy nie ergens anders jouself eerder gaan besig hou nie? Ek dink nie hierdie mag die item vir jou wees nie. Die naam sê eintlik nogal baie, dit is hoogspring, nie kort spring nie. En geliefdes, elke liewe keer wat ek hierdie mense so onderskat het, wie bietjie korter as ek was, het hulle vir my altyd duidelik kom wys, wie is baas. Ek kon nie teen hulle deelneem nie, hulle was bloot net te goed gewees. Hoeveel kere het julle dalk al 'n pak koekies of 'n lekker sjokolade weggesteek van die res van die familie af? Want ons spaar dit mos nou vir bietjie later in die week, waar ons in ons eie in stilte en in vrede dit kan geniet, waar ons dit nie hoef te deel met iemand anders nie, en ons is vas oortuig. Maar hierdie wegsteekplekkie wat ons nou gekry het, niemand sal dit ooit kan kry nie. Later die week gaan ons terug na ons geheime wegsteekplekkie. En al wat daar vir ons agterbly is 'n enkele koekie of 'n enkele sjokoladestukkie, want iemand het dit opgespoor, maar hulle was te skuldig om alles op te eet. Toe los hulle net so klein bietjie vir ons. Ek het op die harde manier geleer, mens moet nooit iemand onderskat wie 'n soettand het nie. Hoeveel keer het ons al iemand onderskat, omdat hulle kleredrag of hulle voorkoms nie volgens ons standaarde was nie. Hoeveel keer het ons al iemand onderskat, omdat hulle te jonk is of te oud is. Dat volgens ons kom verhinder hulle ouderdom hulle op een of ander manier. Hoeveel kere het ons al iemand onderskat, bloot omdat hulle die stil persoon in die groep was. Ek wil hierdie vraag omdraai. Hoeveel kere was ons al verkeerd opgesom weens iemand se aannames van ons? Geliefdes, die vraag dan, hoekom onderskat ons ander mense? Hoekom beoordeel ons iemand op so 'n negatiewe manier, sonder om seker te maak van ons feite? Wel, daar's eintlik verskeie redes. Ek deel graag 'n paar van hulle. Eerstens, ons oordeel gewoonlik op voorkoms en eerste indruk alleen, rakende iemand se intelligensie, hulle bevoegdheid, hulle karakter. Die probleem is, hierdie is 'n baie swak voorspeller van wie die persoon is, hulle vermoëns tot wat hulle in staat is. Maar steeds val ons elke keer daarvoor. Die eerste indruk wat ons van iemand kry, bepaal so baie. En ja, baie kere is dit reg, maar baie kere laat dit ons ook in die steek. Tweedens, ons stereotypeer mense al te maklik. Ons plaas hulle onbewustelik in verskeie kategorieë. Oud, jonk, arm, ryk, opgelei, teruggetrokke, aktief, lui, oudmodies, charismaties, die lys gaan aan. En dan volgens die groep waarbinne ons hulle geplaas het, beoordeel ons hulle klaar, in plaas daarvan om hulle as individu te nader en beter te leer ken. Derdens,
Ons het beperkte inligting en daarom maak ons maklik die verkeerde gevolgtrekkings. Ons vul enige leemte wat daar dalk mag wees vir ons om hierdie persoon op te som met swak aannames en meerderheid van die kere lei dit tot ons wat iemand onderskat. Vierdens, en dis die laaste voorbeeld van vandag, let wel, daar is nog baie meer. Ons onderskat die rondom ons, want baie kere projekteer ons eie tekortkominge op hulle. Bedoelende, ons wil ons eie selfbeeld beskerm, of ons wil dit verhoog of verbeter, en dan meet ons iemand anderste op volgens wat ons toe in staat is. En dan maak ons die afleiding, maar die persoon is mos nou nie so goed soos ek nie. Ek is mos nou tot meer in staat as hierdie of daardie persoon. En as ons nou al met 'n sekere probleem gesukkel het vir hoeveel jare, of ons kan net nie deurbraak kry nie, dan sê ons maar, wat in die lewe laat hulle dink, hulle gaan dit kan regkry. As ek mos nou nie in staat is om hierdie te herstel, of hierdie reg te maak, of hierdie te verander nie, waar in die lewe sal hierdie of daardie persoon my beter kan doen? Ek, die individu, raak die bepalende faktor tot wat iemand anders in staat is. My vraag dan, en dit is waarop vandag se skriflesing bietjie gaan fokus, hoeveel kere het ons al God onderskat weens ons eie tekortkominge? Hoeveel kere was ons al gekonfronteer met 'n sekere situasie, sekere uitdaging, en ons het tot die gevolgtrekking gekom, ek kan niks hieraan doen nie. As ek nou dood eerlik moet wees, hierdie is bloot onmoontlik. En dan lei dit tot ons wat dink, maar nie eens God sal deurbraak hier kan bring nie. 'n Belangrike punt wat ek graag wil uitlig, voordat ons na vanoggend se skriflesing saam gaan kyk. Wanneer ons iemand onderskat, kom sê ons eintlik indirek, ek het nie genoeg vertroue in jou nie. Ek glo nie dat jy dit sal kan doen nie. Ek gaan nie my hoop op jou plaas om suksesvol te wees nie. Dis een van die groot redes waarom ons dit so persoonlik vat, as iemand ons onderskat, of hoekom ons uit ons pad uit gaan, om iemand dan verkeerd te bewys. Geliefdes, dit ons inleiding. Kom ons lees vanoggend se skriflesing saam, Genesis 18 vers 1 tot 5. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tenteer sit, kyk hy op en sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tenteer af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, Meneere, u sal my u guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was. En kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle het vir hom gesê, goed, maak so. Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê, vat gou 16 kg meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is, gevat en voor die mans neergesit. En hulle het daar onder die boom geëet, terwyl hy hulle bedien. Toe vra hulle hom, waar is jou vrou Sara? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na julle toe terugkom, en dan sal jou vrou 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afgeluister, en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê, nou dat ek afgeleef is, en dit met my man wat oud is? Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here. Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Sara het geskrik en toe alleen vertel,
Ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê, nee, jy het gelag. Die gedeelte begin met die woorde, die Here het aan Abraham verskyn. Baie belangrik om uit te lig en hiervan bewus te wees. Ons as lesers, wat buite hierdie gebeure staan, is bewus daarvan dat God is besig om op een of ander manier homself aan Abraham te openbaar. Ons weet nie of Abraham hiervan bewus is nie. Onthou, dit is die skrywer wat sê God openbaar homself aan Abraham. Abraham is nie die skrywer nie, en dit is hoeveel jare later geskryf. As 'n baie groot verskil wanneer ons Nuwe Testamentiese briewe as voorbeeld lees, waar Paulus op antwoord en hy is bewus van alles wat hier gebeur, want hy het dit self geskryf, teenoor 'n gedeelte soos in Genesis, waar Abraham nie die skrywer is nie, en ons nie weet hoeveel hy van bewus was in die huidige oomblik nie. So nou sit ons met 'n situasie, hoe is ons veronderstel om dit te interpreteer? Is Abraham bewus dat God homself aan hom openbaar so vroeg in hierdie verhaal, of het dit geleidelik plaasgevind, soos ons deur die gedeelte lees? Net ietsie wat julle in gedagte moet hou, want baie van dit wat ons vandag gaan bespreek, raak in hierdie gedeelte, maak nie heeltemal sin nie. As voorbeeld, die volgende woorde sê, terwyl hy op die warmste van die dag by die tent deursit, kyk hy op en sien 3 mans wat daar naby staan. Die warmste van die dag was om en by 12:00 die middag gewees, en niemand, veral in die antieke wêreld, waar dit uiters warm en droog was, sou hierdie tyd dit aangedurf het om rond te reis nie. Hulle sou rus. As voorbeeld, hulle sou vroeg die oggend wakker word en begin reis, en dan hier om en by 10:00, 10:30 se kant, wanneer dinge nou begin warm word, het hulle gaan rus, tot enigiets om en by van 12:30, 2:00 se kant, en dan sou hulle weer aangaan, want hulle wou die ergste hitte van die dag vryspring. Die vraag dan, waarom staan hierdie 3 mans op die warmste van die dag by Abraham? Het hulle werklik die hitte om 12:00 die middag aangedurf, of is daar iets meer aan die gang? Baie kenners en teoloë is van die oortuiging, maar God was besig om homself aan Abraham te openbaar deur die 3 mans. Wel, sekere kenners sê, maar omdat dit 3 mans is wat hier aan Abraham verskyn het, beteken dit dat dit God drie-enig was. Ander kenners stry weer hier teenoor en sê, maar nee, bloot omdat die getal 3 voorkom, is dit nie genoeg bewyse om te sê, maar dit is die Triniteit nie. Hulle glo, maar een van hierdie 3 mans was God gewees, en die ander 2 was boodskappers of engele van die Here. Geliefdes, of God nou al 3 van hierdie mans was, of net een met 2 boodskappers of engele, dit is nie wat belangrik is binne hierdie spesifieke gedeelte nie. Baie kere hak ons so onnodig vas by sake wat eintlik geen verskil gaan maak, rakende wat die teks oordra nie. Al wat vir ons hierin belangrik is dat deur hierdie gebeure wat uitspeel, is God besig om homself doelbewus aan Abraham en Sara bekend te maak. Volgende lees ons van Abraham wat uit sy pad uit gegaan het om hierdie 3 mans te verwelkom en te bedien. Hy hardloop na hulle toe. In ons vertaling staan nou hy draf, maar volgens die Hebreëus is dit altyd duidelik, hy het gehardloop. Hy buig voor hulle neer, hy spreek hulle aan as Adonai, wat 'n Hebreëse woord is wat beteken meneer of Here. En hierdie woord Adonai word gebruik om na die Here toe baie kere te verwys. Hy gaan na Sara toe vinnig en hy vra vir haar om vir hulle brood te bak. Hy draf na sy beeste toe en hy kry 'n jong kalf en gee dit vir 'n slaaf om voor te berei, saam met dit nog botter en melk. Nogal aktief vir 'n man wat 99 jaar oud was. Dink julle nie? Abraham het hulle bedien met 'n feesmaaltyd. Kenners stry oor hierdie gebeure ook. Waarom sou Abraham so uit sy pad uitgegaan het vir 3 vreemdelinge? Wel, binne die Joodse geloof, Judaïsme,
was daar uiters baie klem geplaas op die versorging van 'n vreemdeling. Dit het deel gevorm van wie hulle was as die uitverkore volk, om 'n vreemdeling te verwelkom en uit een se pad uit te gaan om seker te maak dat hulle gevoed is, gelukkig is, versorg is. Maar tot so 'n mate soos wat Abraham hier doen, was vreemd gewees. In vers 6 sê Abraham vir Sara, vat gou 16 kilogram meel en knie dit en bak roosterkoeke. Geliefdes, die van julle wat al gebak het en nodig gehad het om meel en water te knieg tot 'n lekker deeg, sal verstaan hoe uitdagende taak hierdie sou gewees het en hoe lank dit sou gevat het. En as ons dan min of meer na hierdie situasie kyk, as om en by 16 kilogram meel, hoeveel water moet bygesit word, sout ensovoorts, sou dit uitgedraai het na om en by 28 kilogram roosterkoeke. Dis baie werk. Party-kenners sê, maar hy het so te kere gegaan, omdat hy geweet het. Maar die wie hier voor hom staan is die Here. Abraham die gasheer en God die gas. Anders sê weer, maar nee, Abraham het nie geweet nie. Hy was bloot net besig om sy verantwoordelikheid as Jood uit te leef. Toe gebeur daar nog 'n vreemde ding. Hulle vra vir hom in vers 9, waar is jou vrou Sara? En in vers 10 sê hulle, maar oor 'n jaar sal hulle terugkom en dan sal hulle 'n seun hê. Hoe het hulle geweet wat sy vrou se naam was? Hy het dit nie aan hulle bekend gemaak nie. En nog erger, hoe het hulle geweet dat hulle 'n kind wou gehad het? Sara was 89 jaar oud en Abraham 99. Wat 'n vreemde ding. Om vir so 'n ou paartjie te sê op hulle ouderdom, daardie tyd in hulle lewe, oor 'n jaar sal julle 'n kind kry. Hierdie gee vir ons meer sekerheid. Maar die 3 mans was God wat homself aan Abraham geopenbaar het, want niemand anderste was bewus daarvan dat hulle 'n seun wou gehad het nie. Onthou, as ek nou bietjie terug kan gaan, God het met Abraham 'n verbond gesluit. Hulle het in 'n verhouding ingetree en in hierdie verbond het God vir Abraham gesê, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun, Genesis 12 vers 2. Vir Abraham, om 'n groot nasie te kan kry, 'n nageslag te kan hê, moet hy 'n kind kry deur wie hierdie nageslag kan groei. En in Genesis 17, hierdie hoofstuk voor hierdie, verse 15 tot 16, het God vir Abraham gesê, maar ek sal vir Sara seën en vir jou 'n kind uit haar uitgee. Sara wat by die tentopening gestaan het en afgeluister het toe by haarself gelag, toe sy gehoor het wat hierdie man te sê gehad het. Let wel, sy was nie die enigste een wat hiervoor gelag het nie. Baie kere as ons hierdie gedeelte so alleenlik lees, dan sien ons Sara in 'n slegte lig. Toe God vir Abraham gesê het, maar hy sal vir Sara seën en vir hom 'n seun uit haar gee, in Genesis 17, toe het Abraham ook gelag. Gaan lees gerus Genesis 17, verse 16 tot 17. Maar waarom het sy gelag? Waarom het sy en Abraham vir hierdie nuus gelag? Wel, hulle was bewus van hulle eie tekortkominge. Biologies gesproke was albei van hulle heeltemal te oud om nog 'n kind te kon kry. En hulle eie beperkings, hulle eie tekortkominge, het hulle op God geprojekteer en hom daardeur onderskat. Volgens die limiete wat aan hulle gekoppel was, het hulle gedink, maar die Here sal nie eers hier 'n sukses van kan maak nie. In verse 13 en 14 staan daar die volgende. Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here. Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê. Enige twyfel of hierdie 3 mans God was, of bloot net vreemdelinge, word hier tot ruste gebring. God vra vir Abraham, waarom lag sy? En saam met dit is die Here wat hier sê, oor 'n jaar sal ek weer terugkom.
presies soos wat die mans vroeër gesê het, en dan sal sy 'n seun hê. God het homself aan Abraham en Sara geopenbaar om hierdie wonderlike nuus met hulle te kom deel, dat dit waarvoor julle al vir hoe lank wag, wat julle nodig het vir hierdie nageslag om te kan groei, 'n kind gaan ek vir julle gee. Ek sal dit gee, want ek is getrou, en ek gaan nie terug op my beloftes nie. Geliefdes, ek het 'n baie sterk vermoede dat hier 'n hele klompie van ons is, indien nie almal nie, wat iets van onsself in die reaksie van Sara en ook Abraham raak gelees het. Waar ons dalk al ook gelag het vir die beloftes van God. Nie noodwendig hardop nie, maar by onsself hier in ons harte. Waar ons gekyk het na ons eie omstandighede, ons uitdagings, ons tekortkominge, en ons tot die gevolgtrekking gekom het, Here, hierdie is eenvoudig net nie moontlik nie. Maar die wonder van hierdie gedeelte is nie dat Abraham en Sara se geloof so groot was en deurbraak gemaak het nie, maar eerder dat God getrou gebly het, te midde van hulle twyfel. God het nie sy verbond met hulle verbreek toe Sara gelag het nie. God het nie sy belofte teruggetrek toe bietjie vroeër toe Abraham dit wat voor hulle gelê, die onmoontlike om 'n kind te kry, nie wou aanvaar nie. Nee. Inteendeel het God hulle kom herinner van een belangrike waarheid. Is iets te buitengewoon vir die Here? En geliefdes, dieselfde vraag kom weer klink vanoggend in ons lewens. Is ons uitdagings te groot vir die Here? Is ons pyn, ons verlede, ons verlies, ons tekortkominge buite sy mag? Genesis 18 kom gee vir ons 'n duidelike antwoord. Nee. Daarom wil ek elkeen van julle vandag kom herinner en aanmoedig. Moet nooit die Here onderskat nie. Ons moet nooit ons eie tekortkominge, ons eie beperkings gebruik as maatstaf om God op te meet nie. Want niks is vir hom te groot nie. Kom ons vertrou, kom ons glo, kom ons hoop met alles in ons. Dat gee nie om wat die uitdaging in ons lewe is nie. Gee nie om watter brug voor ons is nie. Die Here kan deurbraak bring in ons lewens. Ek sluit af met Jeremia 32 vers 17, is die gedeelte wat ek tydens ons votum gelees het. Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, baie kere sukkel ons om te aanvaar, te glo, te vertrou, te hoop in die stelling, die waarheid van niks is vir U onmoontlik nie. Baie kere kyk ons vas in die beperkings van hierdie wêreld, die gebroke wêreld. En dan probeer ons op een of ander manier U teenwoordigheid, U liefde en dit tot wat U in staat is, daarvolgens bepaal. Help asseblief dat ons enige grense, enige beperkings wat ons aan U gekoppel het, kan verbreek. Dat ons nooit na 'n situasie sal kyk en dink, maar dis die einde, dis onmoontlik. Maar dat ons eerder sal sê, maar Here, deur U is enige iets moontlik. In 'n moeilike jaar soos die, waar soveel van ons vasgebrand het, vasgesit het, met soveel swaar en seer, waar ons gevoel het, maar daar is net nie uitkoms nie. Het ons nodig om weer nederig te word, te getuig, maar ons Here, ons God, kan enige iets doen.
Dankie vir hierdie waarheid wat weer aan ons oorgedra word. En help asseblief dat ons dit met alles in ons sal uitleef. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.